Eskatologie en die Bybel, deel 8F. Ek is professor Hans Redlinghuis van die Eerste Gemeente van Jaffa in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. As dit die eerste keer is dat u na die reeks kyk, is verskriklik welkom. Net laat weet, ek is die skrywer van 26 boeke, 23, 26 dik boeke, kan jy eens mee onthou nie. Dik boeke, A4 en A5 boeke, onder andere, ek dink die boek wat baie belangrik is vir die tyd waarin ons lewe, is dit Armageddon. A4 boek, so 450 bladsye dik, wat 'n moed is vir die tyd waarin ons lewe, juis omdat daar soveel eskatologiese leuns en ek wil amper sê rubbish verkondig word op die internet en die mense glo dit. Dis 'n moed, is Armageddon. So jy belangstel, kan jy my kontak by ons webtuiste, by ons WhatsApp nommer 0722 367 124 of my webtuiste https://jaffashua.co.za, soos wat jy hierbo sien, hè. As dit die eerste keer is dat u na die reeks kyk of luister, gaan na deel 1, begin by deel 1, of reg voor by deel 1, of so nie by deel 8a, as jy dan na hierdie gedeelte wil kyk, spesifiek 8a, en dan B, C, D, E, F, en daar is nog so 2 of 3 na hulle wat gaan volg, as Vader die Gesondheid spaar. Het is belangrik dat jy inteken, Engelse woord is subscribe op die YouTube kanaal, sodat jy die verskillende kennisgewings van al die studies kan ontvang. Pen, skryfblok en pen is uiters belangrik. 33 Bybel, 1611 King James Bybel, of die verbande Bybel, die Restoration of the Original Sacred Name Bible, die Rotterdam Version. Deel hierdie kontak ook met die vriende en familie vir hulle wat jy lief is. Jy moet net maar seker maak, het 'n paar veiligheidsgordels, ons noem hulle sommer seatbelts, want daar is 'n paar skokke soos ons aangaan. Terwyl van al die nuwe kykers, wie dalk vir die eerste keer na die reeks kyk, is die volgende inligting so noodsaaklik. Ons vereenselwig ons nie in hoofletters, met die volgende instansie of groepe nie. Enige messiaanse groepe, die Israel Visie groepe, die Hebrew Roots Movement, die Sacred Name Movement, die Jab-beweging, Jehovah's Getuies, Sewendag Adventiste, Protestante kerke, Rooms-Katolieke kerke. Nou, aan wie behoort julle? Ons behoort aan niemand, ons behoort aan die bruid van Jaffa. Geen kerk, geen organisasie, geen denominasie nie. Die woord sê Jaffa, dis Jesus Christus, en vir sy disippels gesê, gaan van huis tot huis en breek brood. Hy het nooit wel gesê stige kerk nie. Jy sal agterkom, vir die nuwe mense, ons gebruik hoofsaaklik die antieke Hebreëse name, volgens die Restoration of the Original Sacred Name Bible, die Rotterdam Version, die een wat in 1860 deur ene Dr. Joseph Briand Rotterdam vertaal was. Dis die beste Engelse streep Hebreëse Bybel wat jy jou hande kan oplê. Die naam Here Jesus in werklikheid Jaffa. Die naam van God is Elohim, die naam van die Here is Jaffa, die naam van die Heilige Gees, die Ruach HaKodesh. Wanneer ons praat van God, dan verwys ons na Elohim of Hashem. Ek gaan in die reeks, wanneer ek praat van Jaffa, gaan ek sê Jesus Christus. Ek praat van Jaffa, dis die Here, dan gaan ek so sê Here. Nee, vir die nuwe kykers se onhalwe. Ou Jaffiste, asseblief, ons wees verdraagsaam. Eskatologie en die Romeinse Ryk, halleluja. Maar hoeveel mense weet enigiets van dit? Eskatologie en die Romeinse Ryk. Nee, die ouens wil niks weet van die Rooms-Katolieke kerk vandag nie. Hierdie klomp spookpredikers, hierdie NAR agente, almal sê die antichrist gaan Islam wees. Nee. Openbaring 13 vers 10 praat, Openbaring 13 vers 1 praat van die dier wat uit die see uitkom, 7 koppe 10 horings, dis die antichrist, en dan Openbaring 13 vers 10 praat van die dier wat uit die aarde uitkom. Ismael het uit die aarde uitgekom, hy het 12 prinse voorgekom, Arabiese prinse, moslims, islamiete, en die vals profeet kom uit hulle uit, nie die antichrist nie. Net so terloops, ek praat nog steeds bietjie met u oor die ontstaan van die Rooms-Katolieke kerk.
So ons verstaan dat die Rooms-Katolieke Kerk in 34 na Yahshua geskep was. Ons kyk na die eskatologie, né? Die verlede, die hede en die toekoms. Ons is in die hede, ons het 'n verskriklike klomp verlede waarna ons kan kyk en dan kan ons sien hoe pas ons dit toe in die toekoms. Die eskatos, eskatologie in Grieks, né? Ons gesien nadat Yahshua in die hemel opgevaar het en die Ruach uitgestort was op die dag van Pinkster, die Heilige Gees, het die evangelie van Yahshua, dis Jesus Christus, net soos 'n veldbrand oor die aarde gegaan. Soveel so dat die Romeinse Ryk gevrees het dat hierdie sekte die Romeinse Ryk gaan oorneem. En dan in 34 na Yahshua, dan stig hulle die Roman Catholic Church, ek gebruik die Engels, Roman vir die Romeinse Empire, dit was 'n staatskerk, Catholic beteken United, en Church beteken Universally. Die Romeinse Kerk is universeel oor die aarde, die moeder van alle gelowe, en sy noem haar so, the mother of all churches. Gelukkig hoort ons nie aan 'n kerk nie, so sy kan nie my mammie wees nie. Sy kan nie my mammie wees nie. Nou dit is, als wat die woord geleer het die Rooms-Katolieke Kerk gekom in die teenoorgestelde daarvan kom promoveer, omdat hulle okkulties was. Hulle was nooit 'n godsdienstige instansie gewees nie, van die begin af. Van 34 na Yahshua. Hulle het gekom 300 jaar voor Yahshua, het hulle al gekom, die Romeine, en hulle was sadisties, hulle het Baalgode aanbid, Nimrod aanbid, as die songod, Semiramis, die Queen of Heaven, as die moederkoningin, waar Maria, wat Miriam eintlik is in die Hebreëus, dan het sy vir hulle, het sy die moeder van God geword, hulle noem haar the mother of God, God, Jaffa, nee, die Bybel sê, hy het geen begin en geen einde gehad nie, voor hom was niemand nie, en na hom sal geen ander een sy plek inneem nie. Ja, die seun, toe hy die seun genereer, Hebreërs 1 vers 1, tot en met vers 14, jy kan dit gaan lees, toe hy die seun genereer uit 'n engel uit. Want hy sê, aan wie van die engele, die ander engele het hy gesê, u is my seun, vandag het ek u gegenereer. Hy sê vir hom, ek sal vir hom 'n vader wees, en hy sal vir my seun wees. Hy was nie die vader daai oggend nie, van hom nie. Nee, hy was ook nie die seun van die vader nie. Hy het eers die seun geword daai oggend. En dan noem hy hom 'n Elohim, hy noem hom 'n God. Hy sê, o God, u God het u gesalf met vreugdeolie bo u metgestelde. Ek wil tog sê, as u vir die eerste keer kyk, of die tweede keer of die derde keer, gaan kyk na die reeks wat ek gedoen het, die boek Hebreërs. Die boek Hebreërs, gaan kyk na die boek Hebreërs. Ek begin by Hebreërs 1 vers 1, en dan val jou oë uit jou kop uit. Totaal, seatbelt, 2 seatbelts, 3 seatbelts. Jy gaan die grootste skokke in jou lewe kry. Goed wat die kerke vir ons nooit vertel het nie, wat Jaffa vir my oopgemaak het. Een nag terwyl ek besig was nog om te studeer vir my doktorale graad, jare terug. En toe ek begin praat met professore en dokters ouens, het almal se monde het net oopgeval en gesê, hoe kon ons dit misgelees het? Die inligting wat ek vir jou daar gee, is in geen boek geskryf nie. Dit kom 'n persoonlike openbaring van Jaffa. Halleluja. Gaan lees Hebreërs 1 vers 1 en dan lees jy dit sommer net verder aan. As jy eers begin, gaan jy net aangaan, maak jy eie studie daarvan. En as jy enigiets vind waar ek rabbies gepraat het, dan kontak jy my, sê prof, jy het rabbies gepraat. Gee my die regte skriftuurlike verwysings in die 33 of die 53 Bybel, of die Restoration of the Original Sacred Name Bible. So ons verstaan nou dat die Rooms-Katolieke Kerk in 34 na Yahshua word gestig om te keer dat die sekte naam van Yahshua, want dit was sy naam. Die engel sê vir Miriam, sy was nie Maria nie, Maria is Griek, sy was 'n Romeinse, sy was 'n Hebreëse meisie. Die engel sê vir Miriam en Josef, jy moet hom Yahshua noem. Kom uit Jod, hy, Waf, hy, die tetragrammaton. Dis waar die naam vandaan kom. Jy kan dit nie uitspreek, die die twee klinkers, die A's. Jod, Alef, hy, Vaf, Alef, hy. Jaffa. Die Vader en die Seun het dieselfde naam. Hy sê so, Johannes 5:42 sê, ek het in die naam van my Vader kom jy neem my nie aan nie. Al die een in sy naam gekom het, hom sou julle aangeneem het. En as hy die Vader se naam het, en sy naam is Jesus, dan moet sy pa se naam ons iets met Jesus te doen het nie. Hoe kom ons by Jahweh uit? Jahweh is die Hebreëse naam, nee, sorry, dis 'n Griekse naam.
wat eers in die 16de eeu geskep is, wat beteken chicken god. Dis 'n Hindoe god. Weer 'n keer het die Katolieke 'n ander godsdienste god gebruik, Yahweh the chicken god, en dan verwys hulle na die Vader, was nooit sy naam nie. Ja, ek was ook onkundig, ek het hom ook so genoem, want ons was so geleer gewees. Nou sien ek dat hierdie Romeinse godsdienst op en neer die waarheid in elke opsig wat Yahweh gepreek het. Yahweh kom sê, hy sê ek is die weg, die waarheid en die ewige lewe. Niemand kom tot die Vader behalwe deur my nie. Hulle kom en sê die priester is die weg tot saligheid. Die priester in die Romeinse kerk, wat die kruisiekie dra. Hy dra daai kruisiekie en hy weet nie hoekom draai hom nie. Nee, hulle sê dis die sleutels van Petrus, want Yahweh het ons vir Petrus gesê daar in Handelinge, vir jou gee ek die sleutels, en wat jy oopsluit in die hemel is oopgesluit, toegesluit op die aarde, oopgesluit op die aarde. Sleutels, 'n sleuteltjie, dit is hoekom lyk die kruis, is 'n sleuteltjie, as jy hom so draai, dan is dit 'n sleuteltjie. En dis hoekom hom hulle nekke dra, laat hom nie per ongeluk verloor in die sleuteltjie nie. Nee, daai sleutel gebruik Petrus op die dag van Pinkster, Handelinge 2 vers 36-41. Wanneer die duisende bymekaar is, by die oppersaal, duisende, en die roog uitgestort word, die Heilige Gees, dan kom van daai manne, Handelinge 2:36, en vra vir Petrus, wat moet ons doen om gered te word? En Petrus sê, bekeer julle. Hy gebruik die sleutel van die evangelie, nie die kruis nie. Daar was nooit 'n kruisbediening tot en met Constantijn by die Council of Nicene 3:25 tot 3:27 nie. Daar word die kruisbediening, wat 'n okkultiese bediening is, geskep. Want onthou, die Romeinse Ryk is 'n okkultiese bediening, dis 'n afgodsbediening. So daar kom Petrus en hy gebruik nie die kruis nie, hy gebruik die woord. Yahweh sê, hy sê, Petrus sê, laat julle geonderdompel word. Ekskuus, hy sê, bekeer julle, en laat elkeen van julle geonderdompel word, of gedoop word, in die naam van Yahweh tot vergifnis van sonde. Jy sal sien in die 33 Bybel, sê in die naam van Jesus Christus, dit kon nie wees nie, want die naam Jesus Christus het nooit daai tyd bestaan nie. Die naam Jesus Christus is eers in die 16de eeu. Die Christus is in die 4de eeu geskep, maar die naam Jesus in die 16de eeu, en dan word dit gekonnekteer na Jesus Christus. Dan kom hierdie spookpredikers, hierdie ouens wat gitaar speel, en sulke gesnargesigte en goed trek, is al wat hulle kan doen, want hulle ken nie die woord nie. Dan maak hulle asof hulle teoloog is, en asof hulle dokters so goed is, en asof hulle die kennis het. Die Bybel sê, toets elke gees. Weet jy wat, hierdie ouens wat so aangaan het, nog nie een boek geskryf in hulle hele lewe nie. Hulle preek nie eers 'n bekeringsboodskap, nog nie een keer 'n teaching gedoen, op die werking van die Ruach HaKodesh nie, om vir die mense te sê, hoe moet hulle tot bekering kom nie. Maar hulle op en neer als en almal, en verklein neer als en almal. Maar weet jy wat, die woord sê, sal so wees in die laaste dae. Mense sal liefhebbers word van hulle self, en van genot, eerder as om in heiligmaking te lewe, volgens die woord. Nou hierdie okkultiese beweging, hy skep 'n okkultiese godsdiens, wat vir die mens aanvaarbaar is. Die Bybel sê mos, die mense versamel vir hulle predikers by die gehoorstreel, en kyk maar na die meeste van die kerke vandag, dis hoe dit gaan. Die mense laat die pastoor en die predikant, moet net niks van my predikant sê nie, asseblief nie. Dit is so wonderlike oukie, maar weet jy wat, waar kon ons hoe bepaal ons of hy wonderlik is omdat hy my voed met die woord, of omdat hy 'n mooi gedaante het dan nie, hy bietjie fris gebou is dan nie, hoe bepaal jy, ek weet nie, maar die woord sê, dat Yahweh is die weg, die waarheid en die ewige lewe. As jy nie by Yahweh uitkom nie, kan nie by Yahweh uitkom nie. En dan gebruik Petrus die sleutel, Handelinge 2 vers 36-41. En hy sê, bekeer julle, laat elkeen van julle geonderdompel word. Nie in die naam van Jesus Christus nie, dis hoe dit vertaal is in die 16de eeu. In die naam van Yahweh, tot vergifnis van julle sonde. En julle sal die gawe van die Ruach HaKodesh ontvang. Hy sê, want hierdie belofte kom julle toe en julle kinders en almal wat daar vers, wat beteken nie babiekies nie, die geslagte. Ons is die kinders, my pa se geslag, die voorgeslagte. Hy sê, en die wat sy woord aangeneem het, is daai dag geonderdompel. 3000 nuwe siele. Halleluja. Ouens het almal verkeerd gedoop is, onderdompel is in die naam van Yahweh, tot vergifnis van hulle sonde, terwyl Matteus 28 vers 19 sê, gaan doop hulle in die naam van die Vader en van die Seun en die Heilige Gees. Petrus, hy is verskriklik ongehoorsaam gewees, die oukie, né?
Verskriklik ongehoorsaam. Maar Jefasjoa sê vir Petrus, omdat jy so ongehoorsaam is, gee ek vir jou die sleutels. Matteus 28 vers 19 sê Jefasjoa, soos ons geleer, gaan doop die name, mense in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Dis 'n katholieke doop, dis 'n katholieke doop. Vader, Son, Holy Spirit, ex unitatis vires, eendrag maak mag. Noem dit net wat jy wil, man. Dis onbybels. Want Vader is 'n titel, Seun is 'n titel, Heilige Gees is 'n titel. En daarom Petrus verstaan dit. En hy gebruik die sleutels en hy gebruik nie titels nie. Hy sê doop, onderdompel hulle, nie doop nie, onderdompel hulle. In die naam van Jefasjoa tot vergifnis van hulle sondes. Ons gaan sien in hierdie eskatologiese reeks hoe die katolieke die name verander het om by dit uit te kom. Ag, ek dink by die tyd is al redelik goed ingeskerp om te weet dat die naam Jesus kon nie 2000 jaar, meer as 2000 jaar terug bestaan het nie, want daar was nie 'n letter J in die Grieks of in die Hebreëus nie. En ek het nou al 'n paar keer vir u gevra, gaan in van die ander boodskappe, gaan kyk op AI, Artificial Intelligence, die slimste ouetjie op die hele internet. Gaan kyk daarso. Wanneer is die letter J geskep? 16de eeu, 1524. Hy sê vir jou, maar weet jy, mense wil dit nie, nog sê die letter J was nie, hoe kan ek dan die naam Jesus gebruik het? Hoe kon dit in die 2020 jaar gelede gewees het? Die naam Jesus, daar was nie naam Jesus nie. Daar was nie, maar in die 2de eeuw, tussen 100 en 127 na Jefasjoa, dan word die 2de eeuwse Septuaginte geskep. Die Griekse Septuagint uit die oorspronklike Hebreëus. Hoekom? Want Josefus, wat die scribe was, wat die notas gehad het van Jefasjoa in Hebreëus, en van Matteus, Markus, Lukas en Johannes, die vat hy na die katolieke toe, hy het 'n katoliek geword, aan die einde van sy lewe. En dan sterf hy, en dan gebruik die katolieke, in die 2 tussen 100 en 127 na Jefasjoa, dan skep die Rooms-Katolieke Kerk die Septuagint. Moenie hierdie ouens glo vir jou sê, dis die oorspronklike skrif nie, dis nie oorspronklike skrif nie. Die oorspronklike skrif was in Hebreërs gewees. Daarom sê Jefasjoa vir die Fariseërs en Sadduseërs, wat veronderstel om as Hebreërs of Jode te wees. Hy sê julle wit gepleisterde grafstene, mooi van buitekant, maar vrot van binne, vol doodsbeendere en wurms. Hoekom? Want hulle die Talmud Torah gepromoveer. Die Talmud Torah wat uit die Babyloniese tyd uitgekom het, daai 70 jaar van ballingskap. Hulle het nie die Torah gehad nie. Dan sê Jefasjoa, hoekom? Want hulle begin die Grieks aanhang. Hulle, die Fariseërs en Sadduseërs, het die Grieks aangehang. Daarom sê Paulus, terwyl hulle hom gevange neem, ek is 'n Griek, man. Julle moenie aan my slaan nie, ek beroep my op die keiser. Hoekom? Want ek is 'n Romeinse burger, ek is 'n Griek. Hy is Hebreërs, maar hy sê, Jy sien, wanneer het hom pas, Paulus, en is 'n fantastiese evangelis, toe hy in die krisis is, toe gebruik hy, en hy sê, ek is 'n Romein, ek is 'n Griek. Maar hy het by die voete van Gamaliel geleer. Hy het die wette onderhou. Hy die Jafiste vervolg, nie die Jode, nie die Christendom nie. Want die woord Christus is eers 327, tussen 325, 327, by die Council of Nicene, is die woord Christen eers geskep, Christ-like. Dit het nie bestaan 300 jaar voor dit nie. So Paulus kon nooit die woord Christen gebruik het nie. Hy was agter die Jafiste aangewees. Hy was 'n Jood gewees. Hy was 'n Fariseer. Want die Sadduseërs, hy was nie 'n Sadduseer nie. Ken u die verskil tussen 'n Fariseer en Sadduseërs? Wel, die Sadduseërs het nie geglo aan die opstandingsliggaams nie. As jy dood is, is jy dood. Hulle was agnoste. Hulle het nie geglo aan geeste nie. Hulle het nie geglo in die Heilige Gees nie. Hulle het nie geglo in die ewige lewe na dat jy gesterf het nie. Wat die Fariseërs in geglo het, Paulus en wat die woord ons leer. Maar dan beroep hy hom in die boek Romeine, beroep hy hom, hy sê ek is 'n Romein. As jy my slaan, dan slaan jy aan 'n gesant van die keiser. Verstaan? So wat gebeur?
die tussen 100 en 127 na Jafashua, dan word die LX, hoofletters, LX, die eerste Septuagint, word vertaal. Die tweede eeuse Septuagint, word geskep uit die Grieks uit, of laat ek sê, word geskep uit die antieke Hebreërs uit, en hulle noem het 'n Griekse Septuagint. Maar dit was die oorspronklike Hebreëus. Nee, die Grieke het niks met die Hebreëus te doen nie. Nee, hulle het nie hulle wou nie die Hebreëus erken nie. En onthou, hulle het hulle eie staatskerk gehad, al van 34 na Jafashua. En nou skep hulle eers hulle eie Bybel. Matteus, Markus, Lukas en Johannes, die 4 evangelies. Die tweede eeuse Septuagint, wat ontstaan het uit die Byzantynse teks. Kom uit die Byzantyn, hulle skep het uit, hulle noem die tweede eeuse Byzantynse teks. By Alexandrië, weet u waar is Alexandrië? 2000 jaar gelede? 2000 jaar gelede, gaan kyk bietjie, waar is Alexandrië? Dit was in die Egiptiese hoofstad, die hawestad van Egipte was genoem, Alexandrië, snaaks. Snaaks dat die heilige skrif ontstaan in Alexandrië. Die Byzantynse teks wat die grondteks geword het vir al die Bybels in die wêreld, wat geerken word as die skrifgedeelte. Waar al die 1611 King James Bybel, Nederlandse Statenbybel, die 33 Afrikaanse Bybel, die 1000 literse Bybel, die 1611 King James Bybel, 33 Afrikaans, 53 Afrikaanse Bybels, hulle kom almal uit daai oorspronklike Byzantynse teks, wat Desiderius Erasmus dan in 1522 herskryf het, wat dan getitel word die Textus Receptus teks. Maar die hawe, moenie ons vergeet waar dit gebeur nie. Waar die debatvoering plaasgevind, by die hawe van Alexandrië. Dis waar die godsdienstiges by mekaar gekom het. Die Jode, die Hebreëus en natuurlik die Grieke en al die ander ouens. En dan het hulle gedebatteer. En dit is waar die Rooms-Katholieke Kerk sy inligting vandaan gekry het. Gemeng met dit wat Josephus hulle gegee het. Die inligting. Wat 'n scribe was, wat 'n geskiedenisskrywer was. 'n scribe is 'n geskiedenisskrywer. Hy het al die inligting van Jafashua opgeteken. En dan verkoop hy het saam met sy siel vir geld. So in die tweede eeu, tussen 100 en 127 na Jafashua, word die LX geskep. Die Septuagint. Wat vandag gepromoveer word as die teks. Snert man. As jy die goed glo wat daar ingeskryf het, maar rooi kappetjie glo ook in die 7 dwergies. En dis waar die verskillende teologie van kinderdoop en goed vandaan kom. Hoekom? Die Katholieke Kerk het dit in vertaal. Uit die antieke songod, godsdienst, soos hulle dit genoem het, van die Egiptiese tyd, kom ons begin by Nimrod. Nimrod, die songod, Semiramis, sy ma, en tussen die ma en die seun verwek Nimrod, dan die kind Tammuz, die hoerkind. En dan het jy Ra, die songod in die Egiptiese tyd, Zeus in die Griekse tyd, Isis in die Romeinse tyd. Isis. En wanneer hulle hierdie teks skep, namens die Septuagint, dan verander hulle die oorspronklike Hebreëse woord, wat gelees het, dat sy naam Jafashua was. Jod, Alef, Hy, Vaf, Alef, Hy, Shua. Shua beteken net redder, verlosser, zaligmaker. A-H, V-A-H. Links na rechts, maar rechts na links in Hebreëus. Hoe maklik is dit? Nee, sê hulle. Hoe vra die ouens vir my? Prof, bewys vir my net die teks waar jy dit uit kry. Jy gaan nie vir my 'n teks kry nie, want daar is nie 'n teks nie. Want die Katholieke het seker gemaak, die Christendom het seker gemaak, die Katholieke. Maar net hulle is die Christendom, niemand anders nie. En natuurlik het die Protestante geleer van ons, van 600 jaar gelede, bietjie meer as 600 jaar gelede, om ook as die Christendom erken te word. En as Christene, ek is nie 'n Christen, ek is nie eens 'n Protestant nie. Ek is 'n Jafis. Wat beteken follower of Jafashua, die oorspronklike Hebreëus.
Dit maak my nie Hebreëus of 'n Hebreër of 'n Jood omdat ek in die oorspronklike name glo nie. Ek glo in die oorspronklike Bybelname waarin die krag is. Dis die eskatologie van die waarheid, van die krag van Jahwe. So wat doen hulle? Die Katolieke Kerk druk by daai skepping van die Septuagint. Tussen 100 en 127 druk hulle dan die naam Jahweshua dood. Hulle vat Jahweshua en hulle verander hom na Isis. Isis in die Katolieke Bybel van die skepping van die Septuagint, die LX af, noem hulle hom Isis, wat die songod, Nimrod, Ra, Zeus, Isis, die Romeinse songod, Isis is. En van daar af tot en met die 16de eeu, was daar nie 'n letter J gewees in die Grieks, in die Hebreëus nie. Gaan kyk na AI. Nie my glo nie. Maar jy sien, meeste mense wil nie gaan kyk nie, want hulle wil nie die waarheid wees nie. Hulle wil AI akkommodeer vir enige antwoorde, vir enige ander goed. Maar vir een keer in AI se lewe praat hy die waarheid. En hy sê, daar was nie 'n letter J in die Grieks of Hebreëus nie. Dis goed wat ek promoveer jare voor daar ooit 'n internet was. So kom ons kom terug. Kom ons kom terug. Wat maak hy? In die 16de eeu skep hulle, 1524 om presies te wees, skep hulle letter J, om die naam Jesus te skep. Dan noem hulle hom Jesus Christus. Christus kom van die 4de eeu af. Constantijn, 327, 25, 27, Council of Nicene. Christus is daar geskep. Nou kon hulle teken hulle die naam Jesus met Christus, Jesus Christus. Nee, dis 'n Baalgod. 'n Baalgod, sy naam is Isis. En dan in die LX, dan skep hulle hom, dan word hy Isis, die songod. En dan in die LXX, in die 6de eeu, dan skep hulle die Latynse Septuagint, die tweede Septuagint. Sê vir my, hoekom moet daar 'n tweede Septuagint gewees het? Kom aan. Hoekom moes daar 'n tweede Septuagint wees, as die eerste Septuagint dan die oorspronklike een was? Wel, hy het verouderd geraak vir die Katolieke. Ek praat met dominee Gerry Christinger in 2012, want ek kom met 'n aksie met die Bybelgenootskap vir baie jare, van 1982 af al. Maar met die 2012 bekendmaking van die 2016 Bybel wat so uitkom, wat ons geblokkeer het, met 3,5 miljoen mense wat my petisie onderteken het op die internet, wat eers in 2020 uitgekom het, maar toe is ons alreeds in die geopenbaarde name, toe plaas ons nie meer nie. Praat ek met dominee Gerry Christinger, die CEO van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika, UBS, United Bible Society, en ek sê vir hom, waarom is dit nodig dat julle elke 30 jaar 'n ander Bybel moet druk? Daai tyd was ek 'n dokter, ek was nog nie my meestersgraad klaar gehad nie. My doktorale graad klaar gehad nie. Ja, my doktorale graad was klaar, maar ek was nie 'n professor nie. Dan sê hy vir my, dokter, omdat die taalgebruik verander en die Bybel nie meer relevant is soos hy geskryf is vir die jong mense van die tyd nie. Ek sê, en dit is hoekom jou 83 Afrikaanse Bybel teenoor die 33 Afrikaanse Bybel 9000 skriftuurlike veranderings in het, en jou 83 Bybel 18 totale versweglatings het. Is dit hoekom julle hom dan so verander? Ek sê dat dit was die grootste teleurstelling vir die Bybelgenootskap ooit. Hoekom? Want dit kom nie uit die LX nie, of uit die LXX nie. Dit kom uit die Westkartonaar teks van 1881, die Nestle Aland teks, wat geskep was uit die codexes. Codex beteken vertaal en korrup gemaak. Die 5 codexes, ek gaan hulle sommer net so opvat, Codex Sinaiticus, Codex Lanigradus, Codex Studegardus, Codex Alexandrinus, Codex Sinaiticus, as jou 5 codexes.
En hulle vat dit en dit word die basis vir die Nestle Aland teks, wat 9000 skriftuurlike veranderings het, en 18 totale versweglatings teenoor die oorspronklike 1611 King James Bybel, wat ook 'n verdraaiing was. Daar was verskriklike verdraaiings en miskonsepsies in die 1611. Jy sien, soos wat ons deur die jare kom en ons die Bybel studeer en verstaan, kan jy die goed optel. En dis hoekom ek die Regkaart Studiegids Bybels geskryf, die Nuwe Testament, nog steeds besig. Matteus, Markus, Lukas en Johannes, die eerste boek. Boek Handelinge, Romeine, 1 Korinte, 2 Korinte, Galaatheid, die tweede boek. Die boek Efese tot by die boek Hebreërs, al 10 die boeke tussenin. Ek is besig op die oomblik met die 4de boek, wat Jakobus is tot by Judas. So op, en dan die boek Openbaring kom, hy gaan 2 of 3 boeke wees. So op die einde van die dag, herstel ek al die goed wat die Katolieke kom verander het. Die weglatings wat plaasgevind het, tussen die 33 en die 83 Bybel. Weet jy wat sê Dominee Gerry Christinger? Hy sê die taal is nie meer relevant nie. Die Bybels is nie relevant vir die tyd wat ons in lewe nie. Sê my, het Jafashua ooit verander? Of het die Katolieke kerk verander? Hulle het in die 2de eeu, toe die LX geskep het, die Septuagint, die eerste Septuagint, het hulle verander. En dan wanneer hulle die tweede Septuagint, die Latynse Septuagint, in die 6de eeu skep, dan verander hulle weer die name. So ons kom vandag en ons verstaan en ons aanvaar en ons dink dat die LX die eerste Septuagint is, die oorspronklike een. Ek wil net weet, hoekom 'n tweede Septuagint in Latyns? Want die ouens wou het meer weggeneig van die Grieks af na die Latyns toe. En is om plek te skep, sodat later, wanneer die Katolieke, ek wil dit net daar genoem hierso, wanneer die Katolieke in die 2de eeu die LX skep, hulle die seun se naam van Jafashua verander na Isos, die songod. Hulle die vader se naam Jaffa verander na Theos. Theos in Grieks. Wat beteken son God. Miriam se naam, wat 'n Hebreëse meisie was, sy naam is verander na Maria toe. En dan kom die Katolieke van die eerste Septuagint en hulle sê dat Maria was heiliger as wat Jafashua is, as Jesus. Maar Jesus het nie daai tyd bestaan nie. Isis, hulle het hom Isis genoem. En ook in die tweede Septuagint, die Latynse Septuagint, verwys hulle na Isis, want Isis was die naam van die seun. Regdeur, totdat hulle die letter J skep, om Jesus te skep. So hoe oud is Jesus? Net meer as 600 jaar. So julle verlosser is net meer as 600 jaar oud. Ja, ons het nie geweet nie, ek was ook daar. En daarom kan ek nie sarkasties wees nie, maar ek wil hê jy moet verstaan. Hier is die goed wat ons ligtelik kan opneem nie. Dis die eskatologie, wat van ons al weggehou was ons lewe lang. Jy sien, baie mense dink dat die eskatologie is net wanneer jy preek oor die eindtyd, die boek Openbaring en Daniël. Nee. Eskatologie het in die tuin van Eden begin. Die oomblik toe Jaffa in Genesis, en ek spring nie rond, ek dink dit in is, die oomblik toe Jaffa in Genesis 1 vers 26 en vers 29, die eerste mense spreek. Adam en Eva, nee, die kerke sê, die pastoor en die predikante sê, daar is Adam en Eva, nee. Adam en Eva mag nie seks gehad het nie. Hulle mag nie gemeenskap gehad het in die tuin van Eden nie. Daar mag nie babetjies gebore word in die tuin van Eden nie. Hulle was al twee naak, maar die Bybel sê hulle het nie hulle naaktheid raak gesien nie. Maar in Genesis 1:26 sê Jaffa vir die seun, Jafashua, kom laat ons mense maak, na ons beeld, na ons heerlikheid. Man en vrou het hulle geskape, die son het hy geskape, die maan geskape, gespreek, hy het niks met sy hande gemaak nie. Die eerste mense in Genesis 1 vers 26-29 sê Jaffa vir hulle, wees vrugbaar en vermenigvuldig, geniet julle self, soveel seks as moontlik, vul die aarde, want hy sê vermenigvuldig, vul die aarde. Adam en Eva, was hulle aangesê om te vermenigvuldig en die aarde te vul? Nee.
Hulle, ek wil die Engelse woord gebruik, hulle was in 'n confined area, 'n toegemaakte, uit die Efrat rivier, die Bishop en die ander spruite, die lope. Dis waar die tuin van Eden was, nie die paradys nie, die tuin van Eden, waar Adam en Eva gefunksioneer het. Eers eeue later, Genesis 1 sê Jahwe vir hulle, vul die aarde, gaan, maak kleintjies, geniet julle self, daar gaan julle, vul die aarde. Hy spreek hulle. Adam en Eva, hy maak Adam uit die stof, hy lê eers die tuin van Eden. Genesis 2 vers 7, vorm my Adam uit die stof van die aarde. Hy het hom nie gespreek, hy het hom gemaak. Hy blaas in sy neus die asem van die ewige lewe en hy het 'n ewig lewende siel geword. Wie? Adam. En sy nageslagte het ewig lewende siele gehad, sou gehad het. En dan uit Eva se rib maak hy die vrou. Hy het nie man en vrou gespreek nie. Hy het eers Adam gemaak en later Eva gemaak. En dan kon hulle vir miljoene jare in die tuin van Eden gebly het, want daar was die tyd sonde, dood of ouderdom nie. En dan kom die slang en dan verlei hy Eva om met hom gemeenskap te gaan hê. Gaan kyk na my reeks. Wat het in die tuin van Eden gebeur? Kry my boek, die mens, siel, gees en liggaam, graf, doodryk, hel of hemel. Kry hom. Kry sommer 2 seatbelts saam. Ek kan hulle net nie saam vergeet nie, maar want ek is bang jy kry seer, dan wil jy my dalk so vir die tipe materiaal. Ek maak sommer grappie. Skokke wat die kerke ons nooit geleer het nie. Die eskatologie het reeds in Genesis begin. Net iets anders, waar het Kain sy vrou gekry? Kom aan. Hy sê sussie getrou, wat soek sy sussie in die land Not? Jy sien, dis die argument van die teoloog, van Tikkies en van Stellenbosch en die Bloemfontein en waar ook al die enige ouense predikante oplei. Sê vir my, waar het Kain sy vrou gekry? Sy sussie getrou. Nou waar sy sussie? Adam, Eva, Kain, Abel. Kain slaaf vir Abel dood, 3 mense. Jahwe sê vir Kain, gaan na die land Not, gaan vat vir jou vrou. Hy sê maar terwyl ek op pad soontoe is, om my vrou, my sussie te gaan vat. Dis moet nou sê sussie wat daar is. Terwyl ek soontoe gaan die ander mense my kry en my doodslaan. Ek hoor nie mooi nie. Gaan die ander mense my kry en my doodslaan. Wat 'n ander mense? Hulle is dan 3 mense. Hulle was 4. Kain het vir Abel doodgeslaan, daar's 3. Gaan na die land Not, gaan vat 'n vrou. Wat 'n vrou? Een van die Genesis 1 mense se kinders wat gemenigvuldig het en die aarde gevul het. Dis waar Kain sy vrou gekry het. En wanneer Kain daai vrou trou of vat, wat gespreek was, dan teel hulle die Genesis 6 mense, die reuse. Kry my boek, die mens, siel, gees en liggaam, graf, doodryk, hel of hemel. Dis inligting daai wat jy jou hare laat regop staan. En waar partykeer woede deur jou kom. Woede hoekom? Omdat ons besef wat die kerke ons in 600 jaar se tyd nooit geleer het van protestantisme af nie. En wat die katholieke kerke ons nooit geleer het van 34 na Yahshua nie. Ons lewe in die tyd van die groot leuns, die Bybel sê so. Hy sê in die afval begin, en die terme is in die huis van die Here, maar die huis van die Here is nie die kerke nie. Die Bybel sê ons liggame is die tempel van die Ruach HaKodesh. Hy woon in ons, hy woon in tempels wat met hande gemaak is nie. So wat het ons, ek wil afsluit, ek is baie naby, ons het die Septuagint, ek kan oor die goed preek van die volgende 3 ure. So wat het ons? Ons het die 2de eeuse Septuagint, die LX, en ons die 6de eeuse Septuagint, die LXX. Die tweede is die een so korrup soos die ander een. Veranderings, verdraaiings, vernuwings. Dominee Gary Christinger sê, die Bybel is nie relevant vir die tyd wat ons inleef nie, en hulle promoveer, uit 2020 uitgekom, hierdie New Age Bybel weer, en hulle promoveer vir 2036 alweer nog 'n nuwe Bybel. 2056, nog 'n nuwe Bybel. Ek is so bly. Ek behoort nie aan 'n kerk nie. Ek het nie nodig om vir die godsdienstige teologie en dogma te preek nie, of te leer nie. Ek sê vir u wat die Bybel sê en wat die geskiedenisboeke my leer. En as ek verkeerd is, bewys my verkeerd.
tot vandag toe. Selde, en ek roem nie myself, ek roem in Yahshua, selde dan ooit verkeerd bewys. Is 2 keer verkeerd bewys, en elke keer was my vrou Pastorika, wat my verkeerd bewys het, wat ek het reggestel het. So ek sê nie, ek is I know all nie. Maar ek wil jy nooi om te gaan kyk na die verduideliking op AI, oor wanneer het die letter J ontstaan. Want weet jy wat, as jy dit kan snap, en jy weet, jy het nie 'n PhD of 'n doktorale graad nodig, of iets van die aard, om dit te kan besef nie. Al wat jy moet doen, jy moet verstaan, dat AI sê, dat in die 16de eeu is die letter J eers geskep. En as dit waar is, dan kan jou eie intellek mos vir jou sê, dan kon die naam Jesus mos nie bestaan het 2000 jaar gelede nie. Dan moet dit iets anders te gewees het. En hoekom het ons nie manuskripte wat vir ons die naam Yahshua en Jaffa en die Ruach wys nie? Want die Katolieke van 34 na Yahshua tot 1530 na Yahshua, hulle het gekom en in die donker eeu, hulle verwys na die geskiedenisboeke, verwys na die donker eeue, 150 miljoen, hulle sê Christene, nie sê Christene, die Katolieke was Christene, hulle het nie 150 miljoen van hulle eie soort doodgemaak nie, hulle het wreedaardig die Javiste doodgemaak, en die Hebreërs wat aan die name wou vashou, en hulle het al die manuskripte en dokumentasie en al die goed wat daar was, wat verwys het na die ou antieke Hebreëse name, het hulle verbrand, weggedoen, mense doodgemaak, ontslaag geraak. Maar ek is so bly dat Jaffa dis natuurlik die Vader, werk op bo-natuurlike maniere, dat hy reg deur die donker eeu 'n ligstraal laat loop het, waar mense die oorspronklike waarheid in die geopenbaarde name bewaar het. En dan omtrent 200 jaar voordat Dr. Joseph Briand Rottenham in die 18de eeu, so as ons kyk na die 18de, ons gaan terug 16de, 18de, 17de, 16de eeu, dan sien ons daar so 15de eeu, 16de eeu, dat wat doen hy? Die Sacred Name Movement en die beweging is aan die gang. En daai mense het die oordraging van mond tot mond, die oordraging van die antieke Hebreëse name. En dan het die Sacred Name bestaan in die 15de, 16de eeu. En dan Dr. Joseph Briand Rottenham, wat dan 'n Methodist is, of 'n Baptist, dink Baptist, as hy 'n pastoor by hulle, en dan werk hy saam met een van die ander pastore, wat in die Sacred Name Movement is, soos hulle dit genoem het. En dan gaan Joseph Briand Rottenham so oop. En hy verstaan, wat die bo-natuurlike geopenbaarde name werklik is. En dan het hy mense soos Trellis, hulle was almal professors, Joseph Thomas, Trellis, Bacchus, hy het hulle almal daarso, wat Bible critics was, in daardie jare. En dan kom Dr. Joseph Thomas, en hy gee vir Dr. Joseph Briand Rottenham die oorspronklike antieke Hebreëse alfabet, die 22 letter alfabet. Ons het verkeerdelik verstaan, want onthou my informant was oom Niels gewees. Dis al wat ek gehad het, wat my sy Bybel gegee het. En in sy Bybel op bladsy 5 is daar net 'n 10 letter alfabet. Niels het my gesê, daar's net 'n 10 letter alfabet, die antieke Hebreërs. En ek het dit so gepromoveer, ek het gepreek. Ek het nie geweet nie, ek het gepreek van wat ek weet. Paulus sê ons ken ten dele, ons profeteer ten dele, maar ons sal eendag ten volle ken, omdat ons hom ten volle sal ken. En soos dit dan gebeur, is Joseph Thomas, Dr. Joseph Thomas, se naam, met sy kwalifikasies,
in die Restoration of the Original Sacred Name Bible, op bladsy 5, hoekom sal 'n vreemde man se naam in 'n Bybel verskyn, op bladsy 5? Dis daar, ek het dit nie ingesit nie, dis daar, het ons so gekry. Met die eerste 10 letters van die 22 letter alfabet, van die oorspronklike name, van Jaffa, Jafashua, die Ruach HaKodesh, Elohim, Hashim, kom als uit die 10 letters, die eerste 10 letters van die 22 letter alfabet. En dan voorsien Jaffa op 'n bo-natuurlike manier, dat ek dan my hande op dit lê op die eerste werkstuk van Dr. Joseph Thomas. Die hele een, so dik. Ek het hom tentoongestel, gewys. En as jy dit wil sien, is jy baie welkom vir my WhatsApp te stuur. Sê, prof, stuur my die foto's. Ek sit met hom. Dis 'n verhandeling. Duisende bladsye. Met al die antieke alfabette in. En daar is die antieke Hebreëse alfabet in. Halleluja. Wat hy dan vir sy vriend, Dr. Joseph Thomas, Joseph Brand Rotterdam gee. Om te bewys waar die oorspronklike name vandaan kom. Ek is so bly vir die waarheid. Jy kan die goed verbrand, jy kan mense doodmaak, jy kan dit dooddruk, maar die waarheid kan jy nooit dooddruk en nooit weghou nie. Die waarheid het 'n manier wat dit uitkom. Vader haat leuns. Die Satan is die vader van die leuns, en daarom voorsien Vader dat ek my hande op Dr. Thomas, Joseph Thomas, sy eerste werkstuk lê, wat ek vandag as my besitting het. Nou, hier is soveel om te sê, hier is soveel wat ek nog met u wil deel, dat ek kan nie hier stop nie. Daar is 'n volgende gedeelte. Ons het nou hierso ek gaan doen volgende keer. Deel hierdie inligting met ander mense, gaan doen jou eie navorsing, gaan kyk. As jy 'n vraag het, kontak my. Maar gee die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees, 'n kans om in die Gees te werk. Ons lewe in die eindtyd. En Jafashua kom nie vir kerklidmate nie. Hy kom vir 'n bruid. Tot volgende week as Jaffa Lewensgesondheidspaar. Maranatha. Jafashua kom weer. Halleluja.